Ek moet bieg, ek het vanoggend op ChatGPT gegaan en bietjie die AI gebruik om 'n idee te kry vir my dagdrome segment vandag. Net om my gedagtes bietjie aan die gang te kry. Die AI of die KI fenomeen is op sigself iets wat mens dalk kan bespreek op 'n dag. Dis baie interessant soos ons almal weet. Maar een van sy voorstelle was om te gesels oor vryheid en is ons waarlik vry? Dis 'n goeie vraag. Ek dink ons sal almal waarskynlik soos een man opstaan en uitbasyn, ja, ek is vry, veral in die sogenaamde Weste. Nou ja, ek persoonlik is nie doodseker waar ons spesifiek as blanke Suid-Afrikaners inpas in daai model van die sogenaamde Weste nie. Afrika op sigself is beslis nie deel van die Weste soos dit wêreldwyd bekend staan nie. Maar meeste blanke Suid-Afrikaners leef minstens 'n tipe van 'n westerse leefstyl, maar dit daar gelaat. In elk geval, dis die moeite werd om die vraag te vra of 'n mens werklik vry is en wat beteken met die idee van vryheid of om vry te wees. Ek bedoel, as jy gebind is aan 'n werksituasie met 'n kontrak wat bepaal waar en wanneer jy daar moet wees, is dit vryheid of nie? As jy gebind is aan 'n mens, byvoorbeeld deur 'n huwelikskontrak, is jy vry of is jy nie vry nie? Of as jy beperk word tot 'n sekere leefstyl binne 'n sekere raamwerk ten opsigte van die huis waarin jy kan woon, die plekke waar jy kruideniersware kan koop, die sosiale instansies of clubs waarin jy kan behoort. En baie van dit word bepaal deur jou inkomste wat weer teruggaan na jou werksituasie en jou werkskontrak. Dan is die vraag, is jy waarlik vry? Hoe vry is 'n mens regtig? En weer eens, wat beteken vryheid? Ja, mens kan seker baie dieper hier indelf, maar for the sake of not being too controversial, gaan ek nie. Rondom vryheid, persoonlik glo ek, die feit dat ek selfs net die vraag kan vra, wat is vryheid en is 'n mens vry, beteken darm dat ek in 'n mate sekere vryheid beleef. Ek kan, as ek wil, kies om myself buite hierdie sosiale raamwerk te plaas, die een wat bepaal, wat jou werk min of meer bepaal, wat jou verhoudings en jou sosiale lewe min of meer bepaal. Ek kan myself buite dit sit, maar as ek kyk na die lewe en na die mense wat hulle self tipe van buite daai raamwerk sit, kyk mens meestal na hawelose mense. En ek sê dit met baie respek, want dit is hulle wat nie deel is van hierdie sosiale instansies en idees nie. Ek dink daar is tog 'n baie klein groepie mense wat dit reg kry op watter manier ook al om buite die raamwerk of die afdwingbare raamwerk van die sosiale raamwerk kan leef, en hulle kry dit reg om te leef en oorleef buite dit, net op hulle eie terme, maar ek dink daai is 'n baie klein groepie en daai mense is baie yl gesaai. Vir myself verkies ek wat ek het. Sekere beperkings, al gaan dit gepaard met 'n tipe van 'n sosiale kontrak, dinge wat my verantwoordelik hou binne die konteks van werk, verhoudings, sosiale interaksie ensovoorts. Ek dink die meeste van ons is vry om 'n verantwoordelike bestaan te voer en dis 'n goeie ding meestal.
Maar in elk geval, laat weet my wat jy dink. Ek hou van sulke gesprekke en om ander mense idees ook te hoor. Lief vir julle en mooi dag.